U luister na Storytyd saam Stella, aangebied deur Estel Rousseau. Warm donuts. Die reuk van warm donuts en wegneem koffie hang swaar in die lug voor in die Honda as ons by die padwerke stilhou. Buite het die reën plek gemaak vir die eerste wintersneeu wat saam met 'n yswind van die Noordpool af inwaai. Dis goed om te sien, oral in die wêreld is daar stop en ry padwerke, waar iemand wat nie vir sy juffrou op skool wou luister nie, nou 'n rooi vlag waai en vir jou wys waar om stil te hou. Ek kry die idee, die jongman in sy helder groen en geel haai-wis klere is al goed spyt oor sy lui skooldae. Dit is of dit, of hy kry koud, want hy kan skaars die vlag swaai in die wind en sneeu. Die geluid van die elektriese venster trek sy aandag as ek dit oopmaak. Hy kyk vir my met vraagteken oë en ek wonder of hy weet wat op pad is en ook of hy dalk die donuts kan ruik. Sonder om 'n woord te sê, hou ek die boks donuts by die venster uit. Die jongman kyk in ongeloof na my. Ek knik met my kop en skud die boks so liggies en hou dit in sy rigting. Hy kyk vlugtig na die gelukkies in die boks, terwyl hy wik en weeg voor hy 'n chocolate donut vat. Hy glimlag en hap gelyk. "Come on, buddy," sê ek. "No man can keep his balance with only one donut. Take one for the other hand as well." Hy kan sy geluk nie glo nie en vat vinnig een met sy ander hand, terwyl hy die laaste stukkie van die eerste een wegsluk. "Come on, buddy," sê ek weer vir hom. "Now you are off balance again. Take one for the other hand." Hy vat vinnig nog een, glimlag hemelbreed en met die icing donut in sy hand bedui hy ons mag maar ry. "Hoekom het jy dit gedoen?" vra my vriend toe ek die venster toemaak en ons wegry. Hoekom het ek dit gedoen? Ek wonder vandag nog. Hoekom het ek my vriend se donuts weggegee?